Ok, 1 Korintiërs 5. Kom ons blaai na 1 Korintiërs 5 toe. As jy nie vandag jou Bybel het nie, luister net saam en dan sal ons dit van daar af vat. 1 Korintiërs in die 5de hoofstuk. Nou geliefdes, vandag wil ek graag met julle 'n bietjie praat oor 'n onderwerp getitel Silwer en suurdeeg. Nou ek glo dat ek hierdie woord van die Here ontvang het, en julle weet ek begin gewoonlik met 'n woord vir 2026. En ek het iets op my hart vir 2026 wat ek dan sal deel op 'n aparte stadium. So julle moet maar net die sosiale platforms dophou. Miskien sal ek hier in die kerk daaroor preek, soos die Here lei. Maar iets wat ek voel die Here gister my net op my hart gelê het, en ek wil graag hê ons moet vanoggend daarna stil staan en kyk wat die woord van die Here sê. Silwer en suurdeeg. Nou, jy sal vra, wat het hierdie twee met mekaar te doen? En die waarheid is, julle gaan nou uitvind, soos wat die boodskap homself ontbloot. 1 Korintiërs 5 vers 6. Paulus skryf aan die gemeente in Korinte, en hy bestraf hulle oor die manier wat hulle handel en wandel, dat dit nie reg is nie, die manier hoe hulle optree, en julle kan die konteks daarvan lees vanaf vers 1, wat ons nie nou gaan doen nie, maar ek het al daaroor gepraat in die verlede. Maar dan kom hy uiteindelik daar in vers 6, en hoor wat sê hy in vers 6. Hy sê hierdie woorde. Hy sê julle roem is nie mooi nie. Hy praat nou met die gemeente. Hy sê julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Weet julle dan nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Dan gaan hy aan en sê hy suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe suurdeeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is. Want ook ons paaslam is geslag, naamlik Christus. Paulus kom en hy skryf aan die gemeente en hy gee hierdie bevel. Hy sê, suiwer dan die ou suurdeeg uit. Nou, ek het in die verlede daaroor al gepraat, en van julle sal kon onthou dat ek dit geïllustreer het. En nie om in te veel detail rondom dit te gaan nie, maar ek wil hê julle moet mooi oplet wat die Jode doen en wat die Israeliete gedoen het destyds. Is dat tydens die tyd van Paasfees, dan mag daar tydens die tyd van die ongesuurde brode, want Paasfees en ongesuurde brode is aan mekaar. Die fees is aan mekaar, is Paasfees en dan begin die tyd van die ongesuurde brode. Dan mag daar nie 'n druppeltjie suurdeeg in die huise, in die tente of in die areas van die Jode, die Israeliete gewees het nie. Daar mag geen suurdeeg naby hulle gewees het nie. Tot vandag toe het hulle 'n custom, 'n tradisie, 'n goeie ding wat hulle doen op Paasfees, dat hulle sal, wanneer voor die Paasfees aanbreek, sal hulle die hele huis, sal die gesin die hele huis skoon maak, en elke portret en elke ding wat jy kan kry, elke hoek en draai, afvee en skoon maak, sodat as daar tydens die tydperk van die jaar wat verby is, enige yeast, suurdeeg, dalk wat hulle gemis het, iewers te lê, en dat hulle dit afvee,
en dat hulle daai stof buitekant gaan verbrand, die suurdeeg, die brode ensovoorts, buitekant hulle huis gaan verbrand, maar die pa sal gaan, en ek dink julle het maar gehoor dit sê, dan sal hy 'n stukkie brood, gewone brood wegsteek, hulle doen dit maar net as 'n tradisie, dan sal hy 'n stukkie brood wegsteek, en dan moet die kinders in die huis rondhardloop en kyk, of kry hulle daardie stukkie brood, gewone stukkie brood, en wanneer hulle daardie gewone stukkie brood kry, dan sal die pa sê, baie mooi, ons het die laaste suurdeeg gekry, en hier staan vir die ene wat dit gekry het, 'n geskenk, en dan gee dit hulle, die pa vir hulle 'n lekker, of wat ook al dit mag wees, maar so is die hele gesin betrokke, om die suurdeeg uit te suiwer, en uit te kry uit hulle huise uit, voordat die aanbreek van die Pasga, die Paasfees, en die fees van die ongesuurde brode. So Paulus kom en hy gee, so hy het nou, die mense weet waarvan Paulus praat, as hy sê, suiwer die ou suurdeeg onder julle uit. Hoekom? Want suurdeeg dui op sonde. Suurdeeg dui op sonde. Dis waarop suurdeeg dui geestelik gesproke. En dan kom hy en hy sê, suiwer die ou suurdeeg onder julle uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees. Nou, ek voel dat dit wat die Here met my op my hart gelê het gister is, en ek 100% seker daarvan, dat die Here met my oor dit gepraat het gister, is dat die Here bring dinge tot 'n volle sirkel. Die Here is besig om dinge tot 'n volle, dis die enigste manier hoe ek dit kan verduidelik, is om dinge tot 'n volle sirkel te bring. En as jy suurdeeg in jou lewe iewers te het, verhinder dit die proses wat God besig is met jou, om jou uiteindelik te kry in die beloofde land waarin hy jou wil vat. Maak nie saak wat dit moontlik mag wees nie, maar ek en jy moet aktief altyd betrokke wees, om in ons eie harte en in ons eie lewe in te kyk, waar is daar suurdeeg? Met ander woorde, geestelik gesproke, waar is daar? Sonde, onreinheid, laste, want daar sonde, en dan is daar ook laste, Hebreërs 12, hy sê, lê elke las af, en die sonde wat julle so maklik omring. Daar sonde, dinge wat ons weet wat sonde is, maar dan is daar ook laste. Wat is 'n las? As ek 'n loodbaadjie kan maak, vat nou net hierdie, gebruik nou 'n bietjie jou verbeelding, as ek 'n baadjie kan maak, 'n jas kan maak uit lood uit, so dik loodbaadjie, en ek trek hom vir jou aan, en ek sê vir jou, gaan hardloop daar die 100 meter resies, wat ook al mense dit noem, resies, gaan hardloop daar die 100 meter resies, met hierdie groot loodjas, gaan jy dit reg kry? Ok, jy gaan dit nie reg kry, jy gaan uiteindelik daarby uitkom, miskien, ek dink glad nie so nie, maar of het nou kilometer is, ek gebruik nou maar net nommers, jy weet, hardloop hierdie kilometer resies met hierdie loodjas aan. Jy gaan dit nie reg kry nie. Sommige mense het 'n loodjas aan. Hierdie groot, nat, dik, vat dit weer eens in 'n ander sin, as jy 'n baie groot kombers het, en jy maak hom paps op nat, en jy gooi hom oor jouself, wie van julle onthou, veral in die ou dae, as jy moes wasgoed was in die bad, moes jy jou gehelp het, jou maale die wasgoed trap in die bad. Wie van julle onthou die badtrap in die badtrap, ja, daai wasgoed. En as jy van daai groot kombers en goed uittal, daai goed is onsaglik swaar. Nou veronderstel jouself, jy vat so groot kombers met al daai water, en jy gooi dit op jou, en jy moet nou probeer 'n resies hardloop met dit, of het nou loodbaadjie is, of hierdie ding is, dis 'n las. Dis 'n las wat verhinder dat jy uiteindelik by jou bestemming aankom wat God vir jou het. Daar sonde en daar is laste.
Maak dit sin? So daarom sê Paulus, suiwer die ou suurdeeg onder julle uit. En dan sê hy later, gooi elke las af. Want jy sien, die Here is besig, hoor baie mooi wat ek sê, die Here is besig om dinge tot 'n, ek weet nie wat se regte woord nie, tot 'n completion te bring, om dinge te volbring, ek weet nie om dit anders te beskryf nie, om dinge bymekaar te bring. Ek glo, en niemand van ons weet die tyd of die dag of die uur nie, maar ons is in die skaduwee verseker van die einde van die dag. Ek meen, hierdie jaar het begin, en dit is deel van die woord vir 2026, hierdie jaar het geëindig in oorlog, hierdie jaar het begin. Ek meen, kyk wat het Saterdag gebeur, president Trump wat Venezuela aanval, en dan die oorlog in Oekraïne en Rusland, en al die ander oorloë, waarvan julle moontlik nie weet nie, of weet, die wêreld is 'n donker spel, maar die Here praat met jou en sê vir jou uitdruklik, dat Frans, en vir Fergus, en vir elkeen van julle, en vir Dion, luister, lê die laste af, maar ook, gaan kyk, gaan soek rond, in jou, krap bietjie rond in jou lewe, krap agter die portrette en die stoele, julle verstaan wat ek probeer sê, om daai stukkie suurdeeg te kry, wat daar is, wat verhinder, dat ek jou uiteindelik bring, waar ek wil hê jy moet wees. Verstaan julle wat ek probeer sê? Die Here praat met jou en sê, suiwer dit uit. So ek en jy moet aktief kyk, wat is daar in ons lewe? Ons moet dit kan identifiseer. Ons moet die vyand kan identifiseer en dit kan sê, okay, en ook dan ons laste en ons swakte en al die goeters en dinge wat jy sien en dit begin uitsorteer en verbrand. Maar behalwe vir dit, het ek gesê, die boodskap se naam is silwer en suurdeeg. Daarvoor wil ek hê, om dit as illustrasie te gebruik, wil ek graag hê, julle moet blaai na Maleagi toe, die laaste boek in die Ou Testament, net voor Matteus. Maleagi. Gaan na Maleagi toe. As jy by Maleagi is, sê amen, as jy nie is nie, luister net. Okay. Nou, hoor wat sê Maleagi 3. En dit is hier waar ek bietjie oor silwer wil praat. Nou die woord het veel te sê oor goud en silwer en ons het geëindig vanmôre met die lied Doen slegs U wil, Heer. U wil met my, U pottebaker, met my die klei. Vorm my en maak my, net soos U wil. Op U bly waag ek, nederig en stil. Maar verstaan jy wat daai lied sê? Doen slegs U wil, Heer. U wil met my. U pottebakke met my die klei. Ek is die klei. Vorm my en maak my. Maar nou kom die Here in Maleagi 3 en ek wil hê jy moet hoor wat sê hy daar in vers 3. Hy sê daar hierdie woorde in Maleagi 3. Hy praat van die Here, hy sê en hy, dis nou die Here, sal sit. Julle moet baie mooi oplet op die terminologie. Hy sê en hy sal sit, 'n smelter en reiniger van silwer. En hy sal die seuns, nou gaan hy aan, dan sal hy sê, en hy sal die seuns van Levi reinig, en hulle louter soos goud, en soos silwer, sodat hulle aan die Here gereg, en so gaan hy aan. Die Engels, die ESV, lees dit so baie mooi, en hy sê hierdie woorde, hy sê, he will sit as refiner and purifier of silver. He will sit as a refiner and a purifier of silver. Nou, geliefdes, ek wil gisterand, wil ek van my gereedskap gebring het, wat ek op 'n tyd as 'n hobby gedoen het, wat 'n bietjie met silwer gewerk het, net as 'n hobby.
Ek dink van julle het al gesien daai kruis wat ek vir myself gemaak het, daai silwer kruis. Maar wanneer jy silwer, ek wil vir die crucible gebring het en vir julle dit geillustreer het, maar dit is weggeberg, ek weet nie waar alles is nie. As jy silwer vat, en jy vat silwer, as ek silwer vat en jy gooi dit in hierdie crucible, ek weet nie as jy Afrikaans van 'n crucible nie, maar jy gooi dit in hierdie crucible, dan vat jy 'n vlam, en jy maak daai vlam warm, en jy gooi 'n boraks daaroor. Dit laat my dink aan Jesaja 1 vers 25 wat hy daar sien, julle kan dit miskien net as 'n aantekening maak, maar dan vat ek boraks en gooi ek dit daaroor. Hoekom? Sodat die impurities, die onsuiverhede geskei kan word van die silwer. Dit is wat ons doen met die silwer, wat ek gedoen het daai tyd, toe ek met die silwer 'n bietjie gespeel het, net 'n hobby. En dan vat ek daai silwer wat daar, ek vat ou silwerstukke wat stikkend gesny is en so aan, dan gooi ek dit in hierdie crucible, dan vat ek 'n vlam, en hoor baie mooi wat doen ek, want dit is wat Maleagi 3 sê, maar ons lees dit so vinnig, ons verstaan nie hoe werk dit nie, dis hoekom ek vir julle wil verduidelik nou, hoe werk die proses, en wat die Here eintlik sê, en hoe awesome ons God is. En lyk dit bietjie vanmôre bietjie lewendiger, asseblief. Is julle met my? OK. So, dan vat ek daai crucible, dan vat ek hierdie vlam, en ek maak hierdie vlam is nou warm. Hy het suurstof met gas, so hy's warm. Dan vat ek daai vlam en plaas ek hom op daai silwer. Ek gewoonlik maak mens eers die crucible lekker warm, en dan begin ek om die vlam te konsentreer op die silwer. Maar hoor nou baie mooi wat ek sê, my oë, ok, ek het nou 'n bril aan, maar my oë is die hele tyd op die silwer. Hier's die crucible, hier's die vlam, en daar lê die silwer in hierdie potjie, in hierdie crucible. En my oë is die hele tyd op daai silwer. Hoekom? Ek wag vir 'n paar dinge. Ek beweeg die vlam heen en weer, en dan brand ek in die middel, dan beweeg ek hom weer heen en weer oralste, laat hy ewe hittig versprei, tot die silwer begin smelt, maar dis nie al nie. Dan my oë is die heeltyd op die silwer. Ek vat nie my oë weg en kyk rond en kyk op my foon of is besig om 'n boek te lees terwyl ek, nee, my oë is die heeltyd op daai silwer, en ek smelt hom, en dan wag ek dat daai boraks wat ek opgegooi het, hom so bietjie, dan maak hy so halwe babbeltjie, ek weet nie om dit te beskryf nie, so dingetjie waar die onreinheid van die silwer gaan lê so bo op die gesmelte silwer. Dan weet ek, ok, die silwer is geskei van die onreinheid, en nou kan ek hom giet in my staffie, en dan van daar af maak ek nou 'n kruisie, of wat ook al ek nou wil van hom, van daar af. Wat die Here sê, hoor weer wat sê Maleagi 3, met dit nou in gedagte, hoor weer wat sê Maleagi 3, and he will sit, die Here, he will sit as a refiner, and purifier, ek kom nou by die purify, and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi. En dan praat hy van die seuns van Levi. Hy praat, maar nog steeds praat hy met sy volk, met sy kinders. En so spreek die Here met ons ook. Wat sê God vir my en jou? En hier kom die awesome ding wat vir my en jou belangrik is. Luister hierna, asseblief, mense, verloor ek julle? Ok, luister mooi wat ek sê. Kyk net na die awesomeheid van ons God. Die Here sê vir my en vir jou, ja, dat daar kom tye van beproewinge, tye waar ek moet die onreinheid van jou lewe smelt en uitskei, maar my oë is die heeltyd op die proses. Ek sal my oë nie van jou afhaal nie. Hoor julle baie mooi wat ek sê? My oë is die hele tyd op jou. Ek sal jou nie verskroei nie.
ek sal jou nie verbrand nie. Nie een haar sal van jou hoof afval as dit nie my wil is nie. Ek sal jou nie oorgee om te verskroei nie. Hierdie openbaring, kyk, julle sit nou vanmôre, dit lyk regtig of ek julle verveel, maar nietemin, dit tref my so diep, omdat ek met dit seker gewerk het, bietjie met dit gespeel het, is om te besef dat die Here se oë is op die proses van loutering, die Here se oë is die hele tyd op die proses van purification and sanctification, en hoe seer dit vir my en jou ook al mag wees, en glo my, as jy sê, Here, doen asseblief u wil in my lewe, gaan die Here jou vat, deur 'n tyd van waar hy sê, ek moet daai onreinheid van jou afskei en van jou afsny, en dit is seer. Kom ons speel nie rond nie, dis nie lekker nie, maar die Here sê, my oë is die hele tyd op jou. I oversee the process of purification, of sanctification, of taking you through the trials and tribulations, maar ek is met jou, ek is in jou, ek is by jou, en my oë is op jou. Ek sal sit, en hy sit, en hy sal sit, 'n smelter van silwer, and he will sit as a refiner and purifier of silver. Beteken hierdie vir julle iets? Maar dan sê Prediker 17 vers 3 hierdie. Hy sê, the crucible, ek lees nou in Engels, the crucible, daar wat ek nou van gepraat het, wat ons gebruik om dit in te smelt, is for silver, and the furnace is for gold, and the Lord tests the heart. So nou koppel die prediker silwer en goud se proses van smeltery met God se proses van hoe die Here met ons harte werk. Hy sê, the crucible is for silver. The crucible is for silver, and the furnace for gold. The Lord tests the heart. Is dit nie awesome hoe ons God is nie? Nou om vir julle iets te wys oor wat ek vir julle wil illustreer, ek het gisteraand hier aan gedink om vir julle dit te wys. Ek wil vir julle wys, nadat ek nou iets gemaak het uit silwer uit in die verlede, ek doen dit nie meer nie, maar as ek iets gemaak het uit silwer uit, en wat mense tot vandag toe wat met juwele werk, dit, ekskuus tog, hy trek my aandag geweldig af, nie eers 'n bietjie nie, die heeltyd af, okay, maar, wat ek graag vir julle hier wil wys, vanmôre, is die volgende. Wanneer mens klaar met iets met silwer gewerk het, dan doen ons die volgende. En ek wil graag vir julle dit illustreer. En ek wil hê dat die kamera 'n bietjie inzoom vir die mense by die huis om dit te sien. Nou, hierdie is my bench wat ek nou gebruik om dinge skoon te maak. En glo vir my, ek kan dinge so laat blink dat jy sal verstom staan. Jy sal verstom staan. Wie van julle het 'n ring wat julle wil hê ek vir julle blink maak? Enige ring of ietsie? Ek kan hom vir jou blink maak. Okay. Nou, ek wil hê dat die kamera moet inzoom, en ek wil hê jy moet, onthou jy hoe jou ring gelyk. Nee? Onthou jy hoe jou ring gelyk. Kyk baie mooi. Kan julle sien hoe die ring gelyk? Okay. Ek wil hê die mense moet kyk hoe die ring gelyk. Hy het nou bietjie daarso dinge wat ek het nou weer 'n ander proses wat ek daar gebruik om al binne skoon te maak. Ek gaan net die onderkant blink maak. Ek gaan eers net daai gedeelte skoon maak. Hoe lyk dit vir julle? Okay. Teenoor bo. Okay. So, ek gebruik nou iets anders om maar binne skoon te maak, en ek het dit nie nou, ek sal na die tyd gou vinnig skoon maak. Okay. Maar dis hoe dit lyk as ek vir jou ring skoon maak. Nou kyk nou hoe lyk hierdie beker. Hierdie beker is silwer. Ek het hom by iemand gekry net na my bekering. En ek is so dankbaar vir hom. Dis sterling silwer.
Sien julle hoe lyk hy? Kyk nou wat gebeur nie, ek weet hierdie ding raas, maar hou net gou hier dop. Sien julle dat my oë is op die proses, let op 'n paar dinge, my oë is op die proses, en ek vryf hom. Ek sit druk op hom. Sien julle hoeveel druk sit ek op hom? Ek gebruik polle toe. In die eerste plek wil ek hê julle moet opgelet het. Het julle gesien ek het die hele tyd gekyk wat ek doen? In die tweede plek, jy kan nie nou in hierdie beker vat nie. Hy is nou so warm, jy sal jouself in 'n ander dimensie inbrand. OK? Het julle gesien hoe lyk hy? Ek het dan net 'n klein stukkie gedoen. Kan ek nog so 'n stukkie doen? Kan ek nog so 'n stukkie, om dit te illustreer wil ek dit gehou. Maar hou dop wat ek die hele tyd doen. Ek wil net nog so 'n stukkie doen. Dis hoe die beker gelyk het. Die Here sê, onthou wat hy sê, and he sit as refiner, onthou julle daai wat ek vir julle verduidelik het van, as ek die goud smelt, nie die goud nie, die silwer smelt, and he will sit as refiner and purifier. And he will sit as refiner and purifier. So wat ek dan doen is, my geliefde boetie en sussie, wat ek dit seker maak, ook ek het hier nou vinnig gedoen. Kan jy jouself sien en hom? Kan jy jouself sien? Kan jy jouself daai kan sien in hom? Kan jy jouself sien? Die Here sê vir jou, jy lyk so, partykeer. Maar vertrou my, want tot ek my eie refleksie kan sien. Die Here sê, dis hoe dit lyk. Dis hoe jy partykeer lyk. Moenie bekommerd wees, my kind. Ek gaan jou vrywe en skoon maak, tot ek my eie refleksie in jou kan sien, sodat jy Christus kan uitbeeld. Weet jy, hierdie proses is nie lekker nie. As ek nou om daar afgehaal en ek vra vir een van julle vat en ek gooi hom vir jou en jy hou hom vas, jy gaan my nie weer vertrou nie, want hy gaan jou hand brand. Want dit is warm, dit is ongemaklik, dit is seer, maar die Here sê, jy pak aan. En ek moet jou gereeld, moet ek jou skoonmaak, want jy is my kind. En ek is lief vir jou. En ek wil my eie refleksie, ek kan my eie refleksie sien. Ek sien my eie refleksie. En die Here sê, ek wil my eie refleksie in jou kan sien. Is dit nie awesome ons God is nie? Hoor wat sê hy, and he will sit
as refiner and purifier of silver. And he will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver, and they will bring offerings in righteousness to the Lord. En dan sê hy in Sagaria 13 vers 9, praat hy nou met die volk van Israel op die einde van dae, en hy sê, en dan sal ek 'n derde deel in die vuur bring, en hulle smelt, soos 'n mens silwer smelt, en hulle toets, soos 'n mens goud toets. Maar dan kom 1 Petrus 1 vers 16, en hiermee volbring ek dit wat ek vanmôre met julle wil deel. En mag hierdie julle bless. Hoor wat sê hy? Hy sê 1 Petrus 1 vers 6. En geliefdes, asseblief, luister na die woord van die Here. Hy sê, daarin verheug julle heel. Ek wil hom in die Engels ook lees, want partykeer van die Afrikaans, inteendeel, ek gaan nou oorslaan na Engelse Bybel toe, binnekort, om bietjie, want ek het die Afrikaanse Bybel nou al hoeveel keer deurgelees, al baie deurgelees, en ek wil nou bietjie die Engelse Bybel van voor tot agter deurlees, net om bietjie ander, verstaan jy, want die Engels partykeer maak om vir jou bietjie meer mooi oop. Maar hoor wat sê 1 Petrus 1 vers 6, ek gaan hom eers in die Afrikaans lees. Hy sê, daarin verheug julle heel. Hy sê, in this you rejoice. Ons moet bly wees. You rejoice. Hy sê, daarin verheug julle heel. Al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef. Onbedroef. Nou, hoor mooi wat sê hy. Hy sê, daarin, wees bly, verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, dink jy dis nodig dat hierdie beker bietjie gepolitoer moet word? As dit nodig is, 'n kort tydjie, hoe lank het dit my gevat? Die heel dag? Ok, in menslike term, ek probeer dit menslik vir ons. 'n kort tydjie bedroef. Dink jy hierdie beker, as hy 'n persoonlikheid gehad het, sou hy bedroef gewees het? Jy brand my! Wat doen jy? Dion, jy maak my seer! Ek weet, maar wag vir die uiteinde. Wag vir die uiteinde. Mense gaan rejoice en sê, ja, dis mooi. Ja, maar dis nie lekker nie. Dion, jy maak my seer. En so maak ons met die Here, is dit nie? Ons sê dit nie vir die Here nie, maar die Here, wat gaan aan? Petrus sê, verheug julle as dit nodig is. 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewing, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Ek gaan dit in vers 7 lees. So that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor and at the revelation of Jesus Christ. Hierdie beker sê vir my, dit moet dit nie doen nie. Ek sê, as jy maar net kan sien beker, hoe jy eintlik lyk. Verstaan jy dit? Maak hierdie vir jou sin. So wat is die boodskap wat die Here vir ons gee? Vir hierdie jaar en vir jou. Die Here sê, dat nie net sal hy sit, wanneer hy jou moet smelt, en dinge moet wegsmelt nie, maar selfs wanneer het kom by wanneer hy moet purify, nie net, onthou julle wat Sagaria, Maleagi 3, and he will sit as refiner and purifier of silver. So daar's 2 prosesse. Ok, en die Here sê, ek doen dit, om jou skoon te kry. Suiwer die ou suurdeeg onder julle uit. Daar's sekere dinge wat ek en jy moet doen, om van sekere goed ontslae te raak, en daar's ander goed wat die Here sê, ek moet doen. Verstaan jy?
Daar's sekere goed wat ek en jy moet opgee en weggee en breek en van ontslae moet raak en moet brand en moet vanaf wegbly en vanaf dit. En daar's ander dinge wat die Here sê, okay, maar daar's goed daar binne wat ek moet skoonmaak. I will sit as refiner and purifier of silver. Ek sal sit as daai om my. Hoekom? Sodat op die uiteinde die openbaar, jou geloof by die verskyning van Jesus Christus kan wees tot lof en heerlikheid van God. Dink net hoe moet dit wees as jy so moet lyk en Jesus se verskyning is in jou. Jy reflekteer Jesus aan die wêreld daar buite. En jy openbaar Jesus wanneer mense na jou kyk. En net dit nie, wanneer Jesus verskyn by sy koms, bevind hy ons tot lof en eer van sy heerlikheid, want ons het toegelaat dat hy, because God is the perfect gentleman, ons het toegelaat dat hy sit as refiner and purifier of ourselves. Amen. Het hierdie boodskap vir julle iets beteken? So bietjie baie, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek wil bid en vra in Jesus naam, dat U ons sal bewaar en sal seën, ook Here met hierdie boodskap,